Week nommer 23 het hopeloos te gou aangebreek. Die wat ons nou baie goed ken weet, ons hou van lekker wyn en mooi plekke, so toe besluit ons om Alsace toe te gaan. Ja, ons begin in Turkheim. Turkheim was vir ons baie lekker geweest. Ons het knap by die dorpie se hoofingang gestaan. Wat my interessant was al die rallies, die Porsche Club was daar geweest, die veterane motor was daar geweest, almal gery deur die dorp en ons kon daar gesit en kyk het en in en uit in die dorp gestap het en na die mooi geboue gekyk het. Ja, Turkheim was 'n pragtige dorpie, is net so 'n klein entjie van Kolmar af en eintlik dink ek Turkheim is op die ou ende vir my mooier as die baie bekende Kolmar. Ja, vir al die riviertjie wat daar teen die dorp verbyloop. Volgende oggend het ons vroeg opgestaan, ons fietsies gepak en toe het ons gaan soek na Eckersheim. Eckersheim is so, ek dink seker, wat is dit, 'n man of 5 km, miskien bietjie meer. Deur die wingerde het ons gery na hierdie klein dorpie toe en daar aangekom lekker vroegoggend voordat te veel toeriste was. Ja, dis soos 'n poskaart, dis pragtig. Die kleure op hierdie video is regtig, die kleure is nog helderder as wat jy dit daar sien. Dis pragtig. Oral rondom jou is dit mooi. Jy weet nie waar om te kyk nie. Dis gekleur, dit is 'n unieke boustyl. Die dorpie is regtig so cute en quaint. Ja, en ook baie geskiedenis. Ons het gesien waar hulle bokalideerdosyne byvoorbeeld jou ambag aangedui het en ook watter jaar die huisie gebou is. Baie van hulle al hierso in die 1200. En ons het seker so 'n hele oggend daar spandeer net lekker rondgeloop. Van daar af is ons Ribouwil toe, maar al wat leef en beef was in die Alsace, ek weet nie hoekom nie. So ons het gesukkel om 'n kampeerplek te kry en beland toe in Riekeweer. Ja, Riekeweer was ook pragtig geweest. Ons het die aand bietjie daar gaan stap in die dorpie. Paar lekker goed geproe, met 'n paar interessante mense gepraat en die aand regtig geniet. Ja, en natuurlik, omdat ons nie ander blyplek kon kry nie, raai waar slaap ons toe? Weer eens by 'n wynkelder waar ons met die tannetjie 'n lekker wynproekie gedoen het en 'n lekker botteltjie of 2 gekoop het. Ja, die volgende oggend is ons toe verder. Die volgende stoppie was Obernai, sommer net so in die oggend waar ons ietsie koffie en 'n koek geëet het. Heerlike koffie en koek. Ja, dit was ook baie lekker geweest. Ons het net daar deur die dorp geloop. Hierdie was interessant. Hulle het oral sulke vensterbanke met stokke, want dis waar al die boeievaare altyd kom nesbou. Ja, en van daar af is ons toe Molsheim toe. Ook nou nie eintlik 'n plek wat ons gedink het ons gaan by stop nie, maar dit was toe nou so mooi en lekker daar, dat ons definitief besluit het om daar oor te bly. Daar het Arno toe nou goeie geselskap ontmoet, meneer Bugatti homself. Meneer Bugatti se standbeeld daar raak geloop en ons is spyt geweest want ons was net 'n week laat geweest vir die groot Bugatti saamtrek. Ja, en toe het ons gery na Schweighofen in Duitsland om vir Jeanette te gaan kuier, ook 'n storie vir 'n ander dag. En so gaan eet ons toe nou saam met hierdie Duitse mense uit. En hulle bestel. Hulle bestel. En ek het nog nooit in my lewe soveel binnegoede geëet soos daai aand. Dit was baie lekker, maar mense moet eintlik nie weet wat jy eet nie. Dit was baie lekker geweest. En sy het vir ons die hele program uitgewerk. En vir ons gesê van ja, volg julle hierdie pad en dis waar julle stilhou en sy het ons deur die Weinstraße van Duitsland gevat. Dan is jy in Frankryk, dan is jy in Duitsland. Al hierdie dorpies waar hulle die lekkerste wyn maak, veral Riesling en bietjie ander witwyne ook, maar ook kans gehad om met ons fietsse van die dorp te gaan besoek. Ja, dit was 'n heerlike ervaring. Ons het dit ook nie beplan nie. Baie lekker gewees. En toe stop ons op haar aanbeveling by hierdie plek en stap daai mini pelgrimstog op na die Sint Anna kathedraal toe. Ek was byna dood gewees, maar ons het dit gemaak en kyk net die uitsig daarvan bo af. Ja, mens kyk oor die hele Duitse wyngebied uit en dit was regtig die moeite werd geweest. Ons het so bietjie verdwaal. Op die einde was dit regtig die moeite werd geweest om uit te gaan van boot te en ons is spyt dat ons dit gedoen het. Ja.
Daai aand het ons oorgeslaap in een of ander plek met die naam Rot something. Ek kan dit nou net nie onthou nie. En dit was ook 'n mooi dorpie, lekker fiets gery daar. Lekker rustige nag gehad en toe een van ons hoogtepunte, toe is ons Heidelberg toe. Ja, dit was beslis 'n hoogtepunt. Moes ons heen en weer amper 40 km met die fiets ry. Natuurlik 'n baie groot stad, studentestad, groot universiteit. Baie ou geboue, kathedrale, maar die hoogtepunt was vir my langs die rivier, te sien hoe die groot bote op en af ry. En ons kon die hele dag spandeer net om na hulle te kyk. Ja, Heidelberg is 'n universiteitsstad soos Arno gesê het, maar met verskriklik baie energie, baie interessante geskiedenis, interessante geboue. Ja, 'n lang tyd gehad om 'n lekker bier ook te drink. Ja, die hele vibe was net lekker gewees in die plek. Daar waar jy nou sien, dit is die Heilige Kirche in die middel van die stad. Nou baie interessant, hierdie kerk is op 'n stadium in die middeldeel verdeel en is dit die Katolieke en die Protestante het die kerk gedeel, een links en een regs. Ja, dat was nog maar altyd lyk my bekleurig geweest, maar die kerk is in elk geval baie mooi aan die binnekant. Ja, so dit was Heidelberg was verskriklik warm en dit was toe nou ook ironies genoeg ons laaste somersdag wat ons gehad het. Ons het dit nie besef nie, byna dood gegaan van die hitte die dag en pleks het ons nou nie gemou nie want toe tree die winter daarna in, want dit is 'n storie vir 'n ander dag. Ja, ons het regtig seker omtrent 20 grade Celsius geval in 24 uur en nog nooit weer eintlik behoorlik die son gesien. Maar ons vertel julle later daarvan. So Dit is ook so 'n paar stukkies van Heidelberg se mooi straatjies. Ja, en dit is waar ons uitgegaan het uit die dorp uit. Tot volgende keer. We're gonna be two hearts running wild.